Jy weet, wanneer die liggaam se ingeboude pypstelsel faal, is die gevolge dikwels geweldig pynlik en aftakelend. Maar wat as chirurge daardie pype van binne af kon herbou? Dis presies daardie ongelooflike stukkie innovasie wat ons vandag gaan verken. Kyk na hierdie syfer. 500 000. Dis rofweg die aantal mense in die FSA alleen wat jaarliks met venusse ulkusse sukkel. Dis duidelik nie net 'n klein ongreef nie. Ons praat hier van 'n wydverspreide en baie ernstige mediese probleem. En dit bring ons by die kernvraag van vandag se gesprek. Ons are werk soos 'n ongelooflike gesofistikeerde dreineringsstelsel. Maar wanneer daai stelsel breek, kan die resultate jou lewe heeltemal verander. Goed, kom ons begin by die begin. Ons moet eers die arrestelsel self verstaan. Dink daaraan as 'n soort versteekte snelweg wat dag en nag werk om bloed terug na die hart te stoot, reg teen swaartekrag in. Maar dis 'n lae-drukstelsel en dit maak dit nogal delikaat. Vir mense met die ernstigste vorm van kroniese venusse insuffisiënsie of CVI soos dit bekend staan, is die daaglikse realiteit regtig moeilik. Ons praat van konstante pyn, swelling wat dit moeilik maak om te beweeg en oop sere wat net weier om gesond te word. So die prosedures waarna ons gaan kyk, dis dikwels die laaste uitweg vir die pasiënte. So, wat presies loop skeef in hierdie stelsel? Wel, die hele probleem lê by 'n paar klein, maar absoluut kritiese struktuurtjies binne in ons are. Kom ons kyk gou na die anatomie van hierdie ineenstorting. Binne in ons are is daar hierdie ongelooflike klein klappies. Hulle werk amper soos daai eenrigtinghekke by 'n parkeergarage. Hulle laat bloed net in een rigting deurvloei, opwaarts na die hart toe, en dan klap hulle toe om te keer dat enigiets terugval. Slim, né? Maar as daardie hekkies breek, dan kry ons 'n probleem wat reflux genoem word. Bloed begin agteruit vloei en dit begin opdam in die onderbene. En dis hierdie opbou van druk wat daai swelling, die velskade en daai pynlike ulkusse veroorsaak. Dis basies 'n eenvoudige meganiese fout, maar met baie ernstige biologiese gevolge. Reg, en hiermee is die deurslaggende punt. Klappe kan op twee hoofmaniere misluk. By primêre insuffisiënsie is die klap soos 'n deur wat nie meer mooi in sy raam pas nie. Dis uitgerek, dis slap en dit seël net nie meer reg nie. Maar by sekondêre insuffisiënsie is die klap heeltemal vernietig, dikwels deur littekenweefsel van 'n ou bloedklont. En hierdie onderskeid is absoluut krities, want dit bepaal die chirurg se hele plan van aksie. So, wanneer die klappe net slap is, maar nie heeltemal vernietig nie, dan kan die chirurg dit probeer herstel. Kom ons kyk na die tegnieke wat ontwerp is om die pasiënt se eie bestaande klapstrukture te red. Chirurge het so 'n paar opsies in hulle arsenaal. Hulle kan 'n interne valvuloplastie doen, waar hulle die klap van binne af stywer trek. 'n Eksterne valvuloplastie doen min of meer dieselfde ding, maar van buite die aar af. Of hulle kan 'n eksterne band gebruik om die hele aar so bietjie te vernou, wat die klapblare help om weer by mekaar uit te kom. Kom ons breek gou die mees algemene tegniek, interne valvuloplastie, 'n bietjie af. Eerstens maak die chirurg 'n klein snytjie in die aar om by die klap uit te kom. Dan, en dis die fynwerk, gebruik hulle piepklein steekies, amper soos 'n kleremaker, om daai slap klapblaadjies weer styf te krak. En laastens word die aar toegemaak en sien daar, die herstelde klap kan weer sy werk doen. Dis ongelooflike delikate en presiese werk. Maar wat gebeur as die klap heeltemal vernietig is? Dan is herstel nie meer 'n opsie nie. En dis hier waar die ware kuns van venusse chirurgie ter sprake kom, waar dokters 'n heeltemal nuwe oplossing van niets af moet skep. Die opsies hier is nogal verstommend. Hulle kan bloed herlei na 'n ander aar wat nog 'n werkende klap het. Hulle kan 'n gesonde stuk aar met 'n klap uit, sê maar, die arm neem en dit in die been oorplant. Of, en dis waar dit regtig wild raak, hulle kan 'n splinternuwe klap uit basies niks bou nie. Hierdie aanhaling van die navorsers self beskryf 'n tegniek wat amper soos 'n wetenskapsfiksie klink. Hulle praat basies daarvan om die binneste laag van die beskadigde aarwand self te gebruik om 'n splinternuwe, lewende klap te bou. Dis eintlik meer kuns as wat dit chirurgie is. En hierdie illustrasie wys presies hoe daai briljante proses werk. Eers gebruik die chirurg 'n uiters fyn messie, dikwels een wat vir oogchirurgie ontwerp is, om 'n flinterdun laagie van die binneste aarwand te skei. Dan word hierdie laagie gevou en geheg om 'n nuwe klap
of 'n kusp te vorm. En die eindresultaat, 'n nuut geboude volkome lewende klep wat die bloedvloei kan beheer. Hulle bou letterlik 'n funksionele liggaamsdeel uit die oorblyfsels van 'n beskadigde een. Dis fenomenaal. Goed, hierdie tegnieke is asemrowend, maar die groot vraag is, werk hulle? In hierdie laaste deel kyk ons na die werklike resultate en wat dit alles vir pasiënte beteken. Die resultate is eintlik baie belovend. Soos jy in die tabel kan sien, bly 'n interne valvuloplastie in so 60 tot 70% van gevalle funksioneel selfs na 5 jaar. En daardie ongelooflike neoklap prosedure, dit het 'n sukseskoers van 68% na meer as 4 jaar. Dis nie perfek nie, natuurlik, maar vir pasiënte wat voorheen geen hoop gehad het nie, is dit absoluut lewensveranderend. En hierdie grafiek wys nog iets baie interessant. Chirurge het agtergekom dat as hulle meerdere klappe in dieselfde been regmaak, die uitkoms dramaties verbeter. Die genesingssyfer vir ulkusse spring van 55% as net een klap herstel word na 'n indrukwekkende 73% as hulle 'n multivlak herstel doen. Dit wys net dat 'n meer omvattende benadering veel beter resultate lewer. En dit op die ou end is die kern van die saak. Vir mense wat aan die mees aftakelende vorme van hierdie toestand ly, is hierdie operasies nie net 'n tydelike pleister nie. Dit bied 'n kans op 'n duursame oplossing, op blywende verligting en die herwinning van lewenskwaliteit wat dikwels op geen ander manier moontlik is nie. Dit laat ons met 'n laaste, nogal opwindende vraag. Ons het nou gesien hoe chirurge 'n klap uit amper niks kan bou nie, so dink net. Met die vordering in tegnologie wat ons sien, is dit dalk moontlik dat ons in die toekoms hierdie soort herstelwerk sal kan doen sonder om eers die veld te sny. Die toekoms van hierdie veld lyk werklik ongelooflik.